Goeiemôre, dit is baie lekker om weer saam met julle te kuier daar in julle sitkamers. Die gebed van my hart is dat die Here jou vanmôre so sal seën as ons as gelowiges saam is, al is ons nie fisies by mekaar nie. Ek wil julle net daaraan herinner dat van vanaand af al ons jeuguitsendings nie meer op die Morletta Live kanaal sal wees nie, maar op die jeug se eie YouTube kanaal. Dit is Revolusie MPG. Elke Sondag gee ons julle ook geleentheid om offergawes te gee op ander maniere as wat ons gewoonlik hier in ons kerkgebou doen. En ons wil julle sommer help ook met wat die Bybel sê oor offervaardigheid. En in 2 Korintiërs 9 is Paulus besig om met hierdie mense te praat oor 'n offer wat hulle moet gee na die gelowiges daar in Judea, wat baie swaar kry. En hier's 4 beginsels wat Paulus noem oor gee. Ek gaan 2 met julle deel vandag en Willem gaan volgende Sondag die ander 2 met julle deel. As Paulus praat oor offervaardigheid, dan sê hy vir hulle, julle offer sal gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie. Julle, die hart waarmee ons gee is 'n hart van dankbaarheid. Ek dink as ons begin neerskryf oor alles wat die Here vir ons doen, sal ons nooit genoeg hê om te probeer teruggee sommer net uit dankbaarheid nie. Dan sê dit tweede beginsel wat sê, wie karig saai sal karig oes en wie volop saai sal volop oes. Dit wat 'n ou inploeg is dit wat jy terugkry. Bid dat die Here jou so sal seën as jy ook vandag iets van jouself en jou gawes gee. Op die skerm is die Zapper kode en die bankinbetaling besonderhede. Dankie vir jou offervaardigheid. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees en vandag is die tweede Sondag in die reeks met die titel Die krag binne jou. My kollega Willem is aan die woord. Mag die Here jou seën as jy luister. Maar kom ons raak stil en ons eer die Here met 'n lied voor Willem aan die woord kom. Move among us, come Holy Spirit. Flow living waters, flow within us, flow living waters.
Goeiemôre liewe familie, en dis heerlik weer om saam met julle rondom God se woord te kuier. God se woord is altyd vars, né? Is dit nie waar nie? Is altyd nuut, en veral in hierdie Pinkstertyd waarin ons is, bid ek dat die woord van God vir jou nuut sal word, want ons leef in die tyd van die Heilige Gees. Van na die hemelvaart tot by Jesus se koms, leef ons in daardie tyd. En my gebed is dat die Gees vir jou nuut sal word in hierdie tyd, en veral omdat ons voortgaan met ons reeks, die krag in jou. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, mag u woord nuut word vandag vir ons. En Heilige Gees, sal u in u volheid en in u krag die woord vir ons kom oopbreek. In Jesus naam. Amen. Ek staan eendag op die strand saam met my 2 seuns. En ek sien daar's 'n klomp mense wat saam drom. En ek sien daar's medici wat besig is om mond-tot-mond asemhaling toe te pas op een van die mense wat hulle uitgehaal het uit die see uit en wat besig is om te sterf. En ek sien hoe druk hulle aan sy liggaam, hoe blaas hulle lug in hom in. En uiteindelik is die man se lewe gered. En na die tyd toe het ek met hom gepraat en hy het vir my gesê dat hy het beleef skielik hoe sy longe begin platval en hoe hy nie meer asem kry nie en hoe hy fisies sterf. En toe daar nuwe asem in hom ingeblaas is en daai water uit sy buik uitkom, toe begin sy longe funksioneer en hy kon weer asemhaal en sy lewe is gered. Nou dis eintlik wat met my en jou gebeur het. Ons was besig om geestelik te sterf vanweë ons sonde. En toe kom Jesus. En toe kom red hy ons daaruit. En toe kom die Gees. Toe Jesus opgevaar het, toe stuur hy sy Gees. En sy Gees is God se asem. Dis God self, dis sy ruach. En toe kom blaas God sy asem in ons. En wat gebeur? Ons kry nuwe lewe. En Paulus sê dit baie mooi in Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, los nou die dinge waarmee julle besig is van die wêreld van julle eie dinge. En dan sê hy, laat die Gees julle pleireo. Dit beteken, laat die Gees julle oorvloedig tot oorlopends toe volmaak. So dit sê, as jy aan Jesus Christus behoort, as jy gewederbaar is deur sy Gees, dan het sy Gees in jou lewe ingekom. En sy Gees het nie net 'n klein bietjie van homself gegee nie. Nee, hy het alles gegee. Hy het sy asem in jou ingeblaas. Hy het nuwe lewe in jou ingeblaas. Maar nou skryf Lukas in Handelinge 1 vers 8 hierdie ding. Want onthou waaroor praat ons in hierdie reeks, is die krag in jou. En hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou wat is daardie krag? Die Griekse woordjie is dynamis, wat eintlik verwys na dynamiet, is dit nie waar nie? So eintlik toe God sy asem in jou ingeblaas het, het hy 'n dinamiese krag in jou geaktiveer, 'n geestelike vermoë. Nou weet ek nie wie van julle is bang vir 'n stuk dinamiet nie. Want ek bedoel, dinamiet is bo ons verstand. So is die ontploffingskrag wat daar in dinamiet is. En 1000-mal, miljoenmal meer as dit is God se Gees. So wat is hierdie krag in jou? Dis 'n geestelike vermoë wat die Gees vir jou gee. Dis iets wat jy nie kan fabriseer, dis iets wat jy nie kan uitdink, dis iets wat jy nie kan produseer nie. Dis nie menslik moontlik nie, dis iets met 'n hoofletter, dis die Heilige Gees se krag wat in jou is. Dis die geestelike vermoë wat Dawid gehad het. Toe hy met 5 klippies in 'n slingervel gestap het op die slagveld na Goliat toe. Hy kon nie. Menslik onmoontlik. Maar God se geestelike vermoë wat hy vir hom gegee het die oorwinning gebring. Is dieselfde as wat Samson ontvang het. Samson het daai geestelike krag van God gekry, geestelik en fisies, toe hy die pilare omgetrek het.
maar is dieselfde geestelike vermoë, krag, wat Paulus gehad het, toe hy 5 keer 39 houe gekry het, toe hy skibreek gelei het, maar niks het hom ontseën nie, om die evangelie na nasies toe te vat, sodat mense kan hoor dat daar in Jesus verlossing is nie. Ek praat 'n paar jaar terug met een van ons broers in Noord-Afrika, wat die evangelie verkondig het en toe gevange geneem is en in 'n tronk gegooi is. En hy sê vir my, dit wat met hom in daardie tronk gebeur het, was menslik onmoontlik om te kon deurstaan. Hy sê hulle is in die middag, laatmiddag, toegesluit in 'n baie klein sel, met tussen 7 en 39 mense. So daar was nie, die meeste was aan die plek om te sit nie, hulle kon definitief nie lê nie, hulle moes amper naby mekaar moes hulle staan die hele tyd. Hy sê nie by 4 uur die oggend, hy sê dan jy voel dit nie meer bene nie. Hy sê en al die verse wat hy geleer het in die skrif, wat by hom opkom, het hy begin hardop vir die medegevangenes sê. Hy sê en al die liedere wat hy kon onthou, het hy begin sing. Hy sê daar's tekste wat hy nie eens van geweet het, wat hy net geuiter het en dit het woorde geword. En die volgende oggend met ontbyt, na meer as 18 ure se staan, het hy gevoel, die ander kon nie meer staan nie. Het hy net gevoel, daar's 'n geestelike vermoë, 'n krag in hom, wat maak dat hy kan staan. En toe hulle ontbyt sit en eet, toe sê hy vir die bewaarder, sal hy asseblief vanmiddag hom na 'n ander sel toe vat. En die bewaarder vra vir hom, maar hoekom? Hoekom wil jy nou na 'n ander sel toe beweeg? Hy sê die meeste mense wat in hierdie sel is, het nou al Jesus aangeneem. Want jy sien, daar's 'n geestelike krag wat uit hom uitgekom het, wat nie binne sy vermoë is nie. Maar dis die krag van die Heilige Gees. En jy sien, toe die Heilige Gees jou in my lewe gered het, het hy daar die geestelike vermoë in ons geplaas. As jy die Bybel lees en die woord van die God spring uit jou uit en in jou gedagtes en dit word nuut vir jou, dan is dit die Heilige Gees. As jy iets gaan doen wat nie in jou aard is nie, dan is dit die Heilige Gees se vermoë wat vir jou 'n gawe gee om dit te kan doen. En wil jy dit nie glo vandag nie, dat as jy aan Jesus behoort, dan het jy die Heilige Gees. En jy het daardie innerlike vermoë, jy het die stempel van die hemelse bureau. Nou as ons manne ons motors invat vir 'n diens, dan vra ons gewoonlik, sit vir ons asseblief nie nagemaakte parte in nie. Sit vir ons egte parte in. Jy weet, 'n part wat gemerk is met die stempel van die SABS, dis goedgekeur. En my en jou lewe moet die stempel van God se Gees dra. Want toe hy ons gered het, het hy ons goedgekeur vir hom en vir sy saak. En daarom moet ons nie met minder tevrede wees as die volheid van God se Gees nie. En wanneer ek kyk, julle, ek weet nie hoe voel julle daaroor nie, maar wanneer ek kyk in die algemeen, dan sien ek dat Christene is maar tevrede met 'n situ geestelike lewe. Ek was ook op 'n stadium tevrede met so ou situ geestelike lewe. Daar was nie regtig krag in my bediening nie. En mense het nou maar elke Sondag gepreek en nou praat ek van baie lank terug toe my hare verseker nog pikswart was. En by die geleentheid sit ek op 'n kamp, 'n geestelike kamp. Ek was al in die bediening gewees in 'n vorige gemeente. En toe die prediker die aand praat en ons uitstuur nadat hy gepraat het, kan sit in die donker. En ek sê, Heilige Gees, ek het vir Jesus aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Maar daar is die krag in my lewe nie, Here. Ek val en opstaan, ek kry nie goed oorwin in my lewe nie. Wanneer ek preek, is daar nie regtig krag nie. My gebedslewe is power. En ek is in 'n gemeente, ek moet 'n gemeente lei.
En daardie aand sê ek, Here, ek sit alles op die tafel, Heilige Gees, ek wil met U 'n ooreenkoms aangaan, kom in my lewe, kom maak my nuut. En die volgende Sondag het ek dieselfde boodskap gebring. Maar daar was iets anders. Die Gees het kom nuut maak, die Gees het 'n geestelike krag, 'n geestelike vermoë kom gee, om bediening te kom doen. Nou as ons lees in Handelinge 2, dan sien ons dat iets met die disippels gebeur. In Handelinge 2 vers 1 tot 4 staan daar die volgende: Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Sodat iets met hulle gebeur. En dan in vers 42 staan daar: Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En dan gaan hy verder, waar daar nog goed met hulle gebeur. Hulle het begin om hulle goed te verdeel onder mekaar en hulle het begin om hulle geld te bring na die apostels toe en arme mense kon kos kry en kon klere kry en hulle daagliks het hulle nagmaal gebruik en saam geëet en daar het iets anders in hulle gebeur. En dit het nie net eenmalig gebeur nie, natuurlik is die Gees van God net een keer uitgestort. Maar hulle is in Handelinge 4, is hulle weer deur die Gees aangeraak en hulle het 'n geestelike vermoë ontvang. In Handelinge 13 is hulle weer deur die Gees van die Here aangeraak en hulle het 'n geestelike krag, 'n geestelike vermoë ontvang om die woord van God te verkondig so ver as wat hulle gegaan het. As ons maar net dink aan twee voorbeelde. En die eerste is ou Petrus. Kyk, het was 'n wille man gewees. Hy het die ou se oor afgekap. Hy het gehardloop na die graf toe. Hy het uit die boot uitgespring. Hy was 'n haastige ou. Hy's die een wat gesê het en te vinnig gepraat het: Here, al hardloop almal weg, ek sal by U bly. Dis Petrus wat vir 3 jaar saam met Jesus geleef het. Hy het gesien hoe Jesus wonderwerke doen. Jesus het hom gementor. Maar julle, daai laatmiddag, toe hy nader stap, en het begin aand word, in Kajafas se huis, en daar's 'n vuur, en daar's 'n gewone diensmeisie wat vir hom sê: Petrus, ek kan hoor, jou spraak, jy's 'n Galileër, jy's ook een van Jesus se volgelinge. Nee, ek ken hom nie. Ek sweer, ek weet nie van hom nie. Eers toe die haan kraai, toe besef hy, wat het hy gedoen? Maar ons kry 'n ander Petrus na Pinkster. Kyk, toe die Gees van sy lewe besit geneem het, toe is daai man anders. Sy lewe is anders, sy karakter is anders. Hy is nie meer skaam nie, hy het nie meer die flou getuienisse nie. Hy sê nie net iets en dan doen hy dit nie. Hy word 'n leier van die kerk. Hy word Petros, die een waarop die kerk gebou word. Hy's anders. Hy het nie meer flou geselsies wat hy aanknoop met mense nie. Hy gee sy goed weg. Hy het 'n geestelike vermoë wat net van die Heilige Gees kan kom. En die ander disippels was ook anders gewees. Ek lees ook in Handelinge 19 van die gemeente in Efese. Want jy sien, in daai gemeente het Paulus gekom 24 jaar na die uitstorting van die Gees. En daar het nog niks gebeur nie. En toe Paulus vir hulle vra: weet julle nie dat die Heilige Gees uitgestort is en dat julle sy geestelike krag, sy geestelike vermoë het nie? Toe sê hulle: nee, hulle is onkundig. Toe begin Petrus dit vir hulle verduidelik en hy bid vir hulle en hulle was 'n paar mense in 'n huis bymekaar. En toe toe die Heilige Gees oorneem in hulle lewe, toe binnekort was daar nie meer plek vir hulle in 'n huis nie. Hulle moes na die saal van Tyrannus toe gaan. Die kerk het ongelooflik, bonatuurlik gegroei en die Gees van die Here het kragtig in daardie gemeente gewerk. En dis wat na Pinkster gebeur het.
Jy sien, die verskil is die Heilige Gees. Dis die Gees wat 'n vermoë vir hulle gegee het om iets anders te kan doen. En ek en jy het ook daardie geestelike vermoë. En dit staan baie duidelik in Efesiërs 1 vers 19. Paulus sê daar, hy sê julle die geestelike krag waarmee God vir Jesus uit die doodheid opgewek het ek ook vir julle gegee. Die vraag is, maak jy van hierdie geestelike autoriteit wat jy het gebruik? Dis nie jou autoriteit nie, dis God se. Dis nie jou krag nie, dis God se. Dis nie jou vermoë en intellek nie, dis God se vermoë. Maar ek en jy het dit. Maar daar's 'n vraag wat my pla. Is as ek om my kyk, dan sien ek daar's baie Christene wat nie noodwendig leef in hierdie geestelike autoriteit of in hierdie geestelike krag nie. En ek lees daarvan in die Bybel, want die vraag is eintlik, leef alle Christene dan nou onder die invloed, onder die vervulling van God se Gees? Daar was 'n gemeente in Korinte. En jy kan gerus gaan lees in 1 Korintiërs 3. As Paulus sê, ek het al gedink, verskoning, ek het al gedink julle gaan verder in die geloof wees. Hy sê, maar as ek so na julle kyk, gemeente van Korinte, dan sien ek, julle laat julle nie lei deur die Gees nie. Julle laat nie hierdie geestelike vermoë in julle lewe toe, wat die Heilige Gees vir julle gee nie. Hy sê, daar kom twis onder julle voor. Hy sê, julle veg onder mekaar. Hy sê, ek moes julle moet melk voed, ek wou julle al vaste kos, ek wou veral vir julle vleis en steaks gegee het. Maar nou moet ek julle met melkies van die woord voed, want julle is nog wêrelds, die wêreld is vir julle belangriker as wat die Gees is. Julle fokus is uitgestel. Julle is nie gefokus op die dinge van die Gees nie. Julle laat julle lewe nog beheer deur die ou natuur, deur hoe julle geleer het en deur sonde. Sonde het so groot invloed in julle lewe. Daarom stoei julle en stry julle en beleef julle nie dat daar 'n geestelike werking in julle gemeente is nie. Ek lees ook dat dieselfde Paulus dit sê vir die gemeente in Efese in Efesiërs 4. As hy met daai gemeente praat, dan sê hy vir hulle, hy beleef dat die Heilige Gees huil oor hulle. Want in vers 22 sê hy vir hulle, daar kom soveel goed in hulle lewe voor, wat nie vir die Gees aanneemlik is nie. Wat die Gees laat terugstaan, wat die Gees hartseer maak. En hy sê 'n paar verskriklike goed. Hy sê daar's verbitterdheid in hulle lewe. Hy sê as hy so na hulle kyk, dan beleef hy 'n stuk onvergewensgesindheid. Hy sê hy beleef dat die taal wat hulle praat is 'n taal wat nie aanneemlik is vir die Here nie. Hy sê dis vloektaal. Daarom rap sy hulle op 'n manier en hy sê moenie toelaat dat daar vuil taal uit julle mond uitkom nie. Hy sê vir hulle die Gees is nie tevrede met hulle sedes nie. Hy sê daar's onsedelikheid wat hulle toelaat in hulle lewe en in hulle gemeente. Hy sê met ander woorde, julle laat nie die krag van die Gees toe in julle lewe nie, julle blus dit uit. So dit lyk vir my, daar kan Christene wees, mense wat die Gees van die Here het, maar wat nie onder sy leiding leef nie. Wat die Gees nie toelaat in hulle lewe nie. Dit lyk vir my, daar kan mense wees, wat sê hulle behoort aan die Here Jesus. Maar hulle bou met strooi. Hulle laat toe dat hulle eie lewe nog die oorhand kry. Hulle eie begeertes. Hulle leef nog volgens hulle ou natuur, volgens hulle ou lewe. En die Bybel sê dit baie duidelik dat ons nie moet besig wees, en Paulus sê dit ook, besig wees met 'n vorm godsdiens nie, maar dat daar krag en lewe in ons verhouding met Jesus ons koning is, en dat ons in 'n verhouding met die Heilige Gees staan, omdat hy die een is wat ons lei. Want jy sien, hierdie disippels na die uitstorting van die Gees, hulle lewenswandel was anders gewees. En as ek en jy die Gees van die Here het, wat ons glo ons het, wat ons weet ons het,
dan kan ons lewenswandel ook iets anders reflekteer as maar net nog 'n bedryf van godsdiens. Nee, ons verhouding met God en met die Heilige Gees kan nuut wees. Want Jesus het gesê toe hy op die loofhuttefees gestaan en preek het, en wanneer die Heilige Gees kom, sal julle soos 'n fontein wees, wat opborrel, en daai fontein sal soos water wees, wat spuit en bruis. En dit sal nie 'n dooie fontein wees nie, nee, dit sal 'n lewendige fontein wees. En daar's kenmerke wat in die lewe van die disippels was. Hulle het skielik begin vrug dra. Die karaktertrekke van Jesus was skielik in hulle lewe. Hulle het 'n liefde, onderlinge liefde vir mekaar gehad. Hulle dinge wat onder mekaar verkeerd was, miskien ook in die gemeente, het hulle reggemaak. Daar was vrug gewees van vreugde en selfbeheersing en vrede en vriendelikheid. En hulle gebedslewe het iets anders gereflekteer. Hulle het nie maar net sulke ou sito gebedjies opgesê nie. Nee, hulle gebedslewe was diep geweest. Hoor, hulle het elke dag by mekaar gekom en hulle het saam gebid ernstig dat God mense sal red wat nog in die duisternis is. Maar daar staan ook duidelik, hulle het elke dag het hulle die leer van die apostels oor gepraat, hulle het dit ondersoek. Hulle het 'n dors gehad na die woord. Hulle wou die woord wat Jesus vir hulle gebring het en wat hulle gehad het, wou hulle in hulle lewe toepas. Hulle het 'n vrymoedigheid gehad om oor die werk van die Here te praat. Daar was getuienisse wat hulle gebring het, wat mense tot die besef laat kom het. Hulle het ook hierdie Jesus nodig. Hulle was nie skaam nie. Ek dink maar net aan toe Jakobus en Petrus voor die Joodse raad gestaan het en die Joodse raad vir hulle gesê het, julle twee, ons weet julle is volgelinge van Jesus. As ons julle weer vang, dat julle iets oor hom sê, dan gaan ons julle toesluit. En hulle het so 'n geestelike vermoë gehad, 'n krag. Hulle as vissermanne sê vir hierdie groot Joodse raad oomies, wat in beheer was van alles en van die wet, ons sal nie kan stil bly oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. Hulle doen dit in krag. Hulle is nie bang nie. Hulle is nie skaam nie. Ons het gelees, daar was 'n vrygewigheid onder mekaar gewees. Daar was 'n dapperheid. Daar was 'n wysheid wat die Gees vir hulle gegee het. Toe Stefanus in Handelinge 6 het Stefanus, moes hy opstaan en praat en hy moes antwoorde gee aan hierdie slim mense. En die Heilige Gees het elke keer vir hom die antwoord gegee wat nodig was. Maar hulle het, elke een van hulle, het iewers 'n bediening gehad. En mag ek en jy ook, omdat die geestelike krag van Jesus in ons is, deur sy Gees, mag ons ook iewers deel wees van 'n bediening in die koninkryk van God. Vriende, ons kan nie meer net sit op ons rusbanke, terwyl die wêreld siek is en verlore gaan, en terwyl die wêreld die lig van die evangelie nodig het nie, terwyl die wêreld voedsel nodig het en kleding nodig het en geestelike kos nodig het nie. Want ek en jy is saam met God op reis, deur sy Gees in hierdie wêreld. En daarom kan jy met die geestelike vermoë wat die Gees vir jou gee, 'n invloed hê op hierdie wêreld. Waarmee gaan ons huis toe vandag? Wat gaan jy oordink vandag? Wat ek weet, is God het vir jou 'n geestelike vermoë en 'n krag gegee. Wil jy nie vandag die Heilige Gees op die troonposisie in jou lewe gaan sit nie? Miskien het jy besef, jy sit nog op die troon van jou lewe. Wil jy nie afklim en daardie posisie verruil vir hom nie? Wil jy nie jouself beskikbaar stel aan die Heilige Gees vandag? Sê, Heilige Gees, neem my lewe oor. Heilige Gees, ek kies vandag. Ek kies vir U, ek kies teen my ou natuur. Ek kies teen my eie wil. Ek kies teen my eie planne. Ek kies om U te dien en in volheid saam met U te leef. Heilige Gees, ek begeer U geestelike krag en vermoë, soos wat die disippels dit begeer het,
en hoe hulle lewens verander het, nadat u Gees in hulle lewe kragtig begin werk het. Moenie tevrede wees met so bietjie nie. Moenie met min tevrede wees nie. Nee, soek die volheid van God se krag in jou lewe. Wil jy nie saam met my hierdie ooreenkoms sluit vandag? Om vir die Here te sê deur sy Gees, Here, Heilige Gees, ek wil in u krag lewe. Heilige Gees, ek maak vandag hierdie ooreenkoms met u, deur u opnuut in my lewe te verwelkom. Kom blaas u ruach opnuut in my lewe in. Kom maak my nuut. Kom gee my 'n geestelike krag, 'n geestelike vermoë om in u krag te lewe. Ek is nie met min tevrede nie. Ek wil met die volheid van u Gees lewe. Amen. Ek groet jou in die naam van die Heilige Gees en mag jy 'n wonderlike Pinkstertyd beleef saam met die Gees. Tot ons mekaar weer sien.